Goeiemiddag, dis donderdag, die 5de Maart en dis 4:00 die middag in Amerika, wat beteken dis middernag, donderdag aand in Suid-Afrika en ons is nou in die begin van die 6de dag van die oorlog in Iran. En net 'n update vir dit, ek is Morne Botha, die Koepel TV korrespondent uit Amerika uit. Op die oomblik, hierdie tyd, staan die Amerikaanse losses nog steeds op 6 soldate wat ons verloor het. Daar het nog niks bygekom sedert die laaste 2 dae nie. So ons getal van oorledenes aan die Amerikaanse kant staan nog steeds op 6. 'n Probleem vir Iran op die oomblik is, nou dat ons reeds in die tweede fase van die oorlog is, hulle lansering van hulle missiele wat hulle doen, en van hulle drones, elke keer as hulle iets lanseer, gee dit hulle posisies weg, van waar af die lansering gedoen word, omdat ons totale air superiority oor Iran het, naas vliegtuie wat oor ons rondvlieg, en ander assets, word daar vinnig opgetel van waar af word missiele gelanseer en drones, en dan word daai plekke geteken. So, op die oomblik, kom dit direk van Pete Hegseth af, ons Minister of War, en hy sê direk, die timeline word deur Amerika gedictate, nie deur enige iemand anders nie. So, Amerika sal besluit hoe lank die oorlog aangaan en wanneer dit gaan stop. Dit word nie deur die vyand of enige ander faktore bepaal nie. In die laaste uur het B-2 bommers weer ingegaan en toesyne 2000 pond JDAM bomme gedrop op versterkte bankers, waar daar baie drones en missielstelsels is wat onder die grond geberre en weggesteek word, van plekke wat geïdentifiseer is weens vorige lanserings, en plekke wat deur ons Intel opgetel is. Ook in die laaste uur is die Iranse Space Command uitgevat, hy is ook nou vernietig, so hulle het nie meer 'n lugmag nie, dat ook nie meer 'n Space Command nie. Ons weet dat die Iranse vloot reeds ondiensbaar is, en dit staan nou op meer as 30 skepe wat Iran verloor het, tot en met hierdie tyd van die oorlog. Al hulle groot major Navy ships is dan, hulle bestaan nie meer nie. Daar is ook vandag 'n Iranse drone carrier skip, wat omtrent dieselfde grootte as 'n World War II carrier is, wat drones vat, is vandag getref, vanmiddag, en is aan die brand op die oomblik, so daai skip is ook op pad na die seebodem toe. In die laaste 24 uur het Iranse ballistiek missiele met 90% afgeneem vanaf dag 1 af. So die getal wat op dag 1 geskiet het en die getal in die laaste 24 uur het afgekom met 90%, en die drones wat op dag 1 geskiet het, in vergelyking met die laaste 24 uur, het afgekom met 83%. So jy kan nou sien dat baie duidelik daar word nie meer, hulle het nie meer plekke van waar hulle kan skiet wat die Amerikaanse magte nie van weet nie, en dat is ook so baie is al vernietig. Dan ook, intussen is nog vliegtuie van Amerika af oor in die omgewing ingebring vir air support, en minister Hegseth het gesê dat die firepower van nou af, van hierdie fase af, van môre af, baie ernstig gaan toeneem. So, die vliegtuie gaan nou definitief oral vlieg in Iran, net waar hulle wil, en teikens van geleentheid tref, en hulle gaan definitief agter elke factory aangaan wat enige iets te doen het met wapens maak, veral met drones en missiele, en hulle gaan die oorblywende dele van die Iranse weermag wat nog staan, ook neutraliseer. So op die oomblik weet ons, dat daar nie regtig kommunikasie tussen die regering van Iran en die weermag, dit wat nog oor is nie, en die skote wat ons sien wat uit Iran uitkom, drones en missiles, is eenhede wat op hulle eie partykeer opruit, soos ons vanmiddag kon gesien het, waar hulle somme
missiele of drones in Azerbaijan ingeskiet het. So ek weet nie wat hulle planne daarmee is nie. So dit is die gestand van die begin van dag 6. Soos ek weer inligting kry, sal ek dit weer rapporteer. Ek is Monay Botha, die Koppel TV, korrespondent uit Amerika. Geniet die dag.